Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe. Ons het sopas gesing, God is hier teenwoordig. Laat ons na U toe nader. Here, ons glo dat U alomteenwoordig is en dat U hier is, dat U nie net hier is nou en dan nie, Here, maar ons het die voorreg, soos ons ook in die week gepraat het, en ek dink gisteroggend by die grondmanne ook het ons, dit was een van die gebede wat ons gebid het, Here, was dat ons hierdie voorreg het om in U teenwoordigheid te kan lewe, dat die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, en ons besef nie altyd hoe bevoorreg is ons bo die Ou Testamentiese gelowiges nie. Want hulle het U Gees ervaar nou en dan. Ek weet hulle het ander maniere weer gehad wat hulle U teenwoordigheid ervaar het. Hulle kon fisies die wolkkolom, die vuurkolom sien en allerlei dinge, Here, maar ons is eintlik in so 'n bevoorregte posisie. En as ons bid, Here, God is hier teenwoordig. Here, wil ons vandag ook dit kom erken as gemeente en ons wil vir U ere plek gee in ons harte. Soos ons vanmôre al 'n paar keer gebid het, dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan nie oor wie die sang lei of wie wat doen of wie preek of wat ook al nie, dit gaan absoluut oor U en U geregtigheid, U grootheid, U goedheid, U majesteit, Here, U teenwoordigheid, U leiding, en ons bid dat U ook vanoggend U doel sal bereik met en in ons elkeen. Dankie vir elkeen wat opgekom het, dankie vir elkeen wat hier is, ons bid dat U elkeen ook sal seën, en Here, dat ons hier sal uitstap met iets wat ons saam met ons kan dra vir die week. Ons weet, Here, dat as 'n mens in beheer is, of as 'n mens hierdie dinge moes beheer, dan sou dit die mekaar wees en dit sal 'n gemors wees. Maar ons kan absoluut in U hande oorgee en vra dat U oor sal neem en dat U sal lei, dat U sal in ons harte inspreek, Here. Ja, 'n mens het nie die vermoë om 'n woord te sê wat tot by ons ore kom, maar Here, U, dis net deur die Gees wat U die woord in ons binneste indra, dat daar 'n skeiding kom, dat daar 'n verskil kom. Want die woord van God word vergelyk juis met 'n swaard wat ingaan in ons harte, wat skeiding maak tussen gewrigte en murg, Here, wat ingaan en wat kan 'n permanent verandering maak in ons lewens. Ons bid dat U verheerlik sal word in Jesus se naam. Amen. Nou, Gideon, jy moet my nou, of wie staan bo? Is Anton. Anton, ek het lyne wat ek in moet beweeg, ek weet dit. Laat ek nie dit moeilik maak vir die kameraman nie. Maar ek wil net eers julle aandag hier vestig. Okay, so ek gaan uit my lyn uit beweeg, Anton, hoor, so volg my. Vanoggend, toe ek instap en ek sien hoe is die dekorspan besig, Shamaine en Raymond besig met die voorstelling hierso, het hierdie dekor regtig met my hart gepraat. En dis presies waaroor vandag gaan. Die skeiding wat daar is tussen ons gees en ons vlees. Die skeiding wat daar is tussen reg en verkeerd. En partykeer weet ons van beter. En maar ons lewe nie soos wat ons moet nie. So hierdie boodskap is nie, en ek wil hê jy moet vanoggend dit baie, baie mooi besef, wanneer ek preek vir jou, dan is dit nooit 'n ding van ek preek vir jou uit 'n beter weterige houding uit, of dat ek dink ek weet beter, of ek is beter as jy nie. Ek gaan vir jou eerlik sê dat, onthou ons almal maak besluite elke dag, en ons almal maak baie keer verkeerde besluite. Ons maak baie keer besluite wat ons weet wat nie goed is vir ons nie, of wat ook al, of op die ingewing van die oomblik, as daar iets gebeur, dan maak jy 'n besluit, en na die tyd is dit soos, okay, ja, ek moes seker nou nie so opgetree het nie, dit is nou nie wat my gees sou doen nie, dit is nou 'n bietjie wat die vlees sou doen, hè. En dit is presies wat Galasiërs 5 vir ons beskryf. Hy sê vir ons dat ons gees en ons vlees staan in teenoorgestelde met mekaar, en dit daar's heeltyd 'n bekleierery tussen jou gees en jou vlees. En dan
mense is geneig nogal om baie keer om either jy gaan jouself diskwalifiseer om te sê, ja, ek's nie goed genoeg nie, want ek maak verkeerde besluite en ek's nie goed genoeg nie en die Here is nie goed vir my nie en of die Here sal nie my kan verlos nie want ek is te sondig. Dis die een uiterste wat ons sê ek is nie goed genoeg nie en ek kan niks daaraan doen nie. Versus mense wat ek wil amper sê wat so gewoond is om vleeslike besluite te neem. Dis die ander kant van die pendulum is ek is so gewoond om ek worry nie meer nie. Ek gee nie meer om nie, ek gee nie meer om nie, ek's in elk geval, kan eintlik aanhou soos ek wil, en wat ook al. So jy kan either jouself diskwalifiseer wat heeltemal verkeerd is, of jy kan vir jouself sê, ek's okay, almal doen dit maar, dis alright, ons is net mens. Dis waar die pendulum na die kante toe gaan. Maar ek sê altyd, in enige ding in die lewe, is daar 'n goue middeweg. Daar is iets in die middel waar die sweet spot is. En die sweet spot is om tussen daai twee, nie na een kant toe oor te beweeg of na die ander kant toe nie, maar om te sê, ek weet daar's 'n stryd tussen my gees en my vlees, maar ek gaan God vertrou in my lewenswandel as kind van die Here, heiligmaking, om die beste besluite te maak wat ek kan. En wanneer ek 'n verkeerde besluit gemaak het, so gou as moontlik weer die pendulum terug te swaai na die regte kant toe. Maak dit sin wat ek probeer sê? So dis nodig dat ons daaroor praat, want ek wil hê jy moet verstaan waar my kop is en waar my denkpatroon is. So wanneer jy hier so sit vanoggend en ek praat met jou oor hierdie moeilike tema, ons is besig met ongewone uitsprake of ongewone opdragte eerder wat God vir sekere mense gegee het. En dis nie die norm nie, maar dit is die uitsondering baie keer op die reël, waar God vir Hosea gesê het, jy moet met 'n vrou gaan trou, wat kinders het, wat rondslaap en wat allerlei dinge doen. Hy het juis 'n vrou gekies wat vir Hosea presies gaan gee wat die profesie gaan vervul. Wat hy moes doen. En dit klink soos 'n teenoorgestelde en dit is 'n teenoorgestelde. Want in ons koppe, wanneer 'n mens dink aan troue, dan dink jy aan heeltemal iets anderster, né? Jy dink aan reinheid, jy dink aan skoonheid, jy dink aan die wit rokkie en dit waarvoor die wit rok staan. Die wit rok staan mos vir reinheid, skoonheid, maagdelikheid. Die veil het 'n spesifieke betekenis en so aan. En wanneer ons as mens dink aan trou, dan dink ons aan die ander kant daarvan. Maar nou kom God en God gee heeltemal 'n teenoorgestelde opdrag vir Hosea. Ons gaan nou daarby kom. En hy praat met Hosea en hy wil juis sê Hosea met hierdie vrou trou en die ou vertaling sê hom baie reguit, die 53 vertaling sê hom baie reguit. Hy sê jy moet vir jou hoervrou gaan soek. Die nuwe vertalings sê hom net so bietjie sagter. Hy sê 'n prostituut. Okay. Nou net so tong in die kies julle. Daar het een keer 'n laaitie by die skool by die huis gekom van die ek wil nou net hierdie intense atmosfeer net so 'n bietjie breek. Die laaitie kom by die skool, van die skool af by die huis en hy sê vir sy ma, daar het vandag 'n prostituut by ons geopen by die skool. En sy ma sê vir hom, nee, Janie, dit kan nie wees nie. Hy sê, nee, daar was 'n prostituut en sy het geopen daar by die skool en Bybel gelees en vir ons gebid en alles. En sy ma sê, nee, Janie, nee. Maar sy bel toe die skool, toe sê hulle, nee, dit was 'n proponent gewees, wat geopen het. So, mens net seker maak van die terminologie, dat hier die regte terminologie is, nee. Maar net weer terug na ons tema toe. So, hier kom 'n baie ongewone opdrag vir een van God se profete. En die Here sê vir hierdie profeet, jy moet met hierdie vrou gaan trou. Gaan lees bietjie in Hosea, dan gaan hy sê spesifiek wat sy moet wees, haar agtergrond, en dan ook, hy sê, sy moet al reeds kinders hê. So sy moet nie maagdelik wees nie, en sy moet ook, sy moet reeds kinders hê, en sy moet haar waardes moet wees om rond te slaap en so aan. So, en dit demonstreer iets spesifiek, en ons kan so maklik, en dis wat ek probeer doen vanoggend, ons kan so maklik konsentreer op, ja, hierdie hele preek gaan oor 'n slegte vrou. Maar die preek gaan nie oor 'n slegte vrou nie. Ek wil hê jy moet van die begin af jou mindset reg kry. Hierdie preek gaan nie oor 'n slegte vrou nie, hierdie preek gaan oor 'n goeie God. En daar's 'n verskil. So waarop gaan ons konsentreer? Waarmee gaan ons uitstap? Ons gaan uitstap vandag met die ding in ons kop van, wow, ons dien 'n genadige God. Ons dien 'n goeie God. Ons dien 'n
God wat vergewe. So as jy hier is vandag, ons is op en ons boekies is op bladsy 46 en 47. Jy kan notas daar maak, maar jy kan ook jou Bybelstudie hierso kry. Ek gaan van hierdie puntjies so hier en daar raak, maar miskien nie in die volgorde nie, maar jy moet maar jou notas maak soos jy aangaan en so aan, maar jy kan ook, ek wil jou regtig aanpoor om in die week so 'n bietjie met hierdie ding te gaan sit. En net so 'n bietjie gaan kyk, vir jouself die vraag af te vra, maar ons gaan nou by dit kom. Ek wil hê ons moet net eers gou praat, ons dit eers gou saam met mekaar lees, dat ons almal op dieselfde prentjie kom van wat hier spesifiek gebeur. 'n Inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea. Die Here het vir Hosea gesê, gaan trou met 'n prostituut wat buiteegtelike kinders het, want die land is besig om te horeer om heeltemal ontrou aan die Here te word. So daar's die opdrag. Klink, kan God so iets sê? Hosea het toe met Gomer, dogter van Dibean, gaan trou. Sy het swanger geraak en vir Hosea 'n seun in die wêreld gebring. Nou jy sal sien ek gaan myself net gou onderbreek, jy gaan sien, elke kind het 'n spesifieke se naam, het 'n spesifieke betekenis ook. Jy gaan kyk in jou boekie op die bladsy links nommer 1, gaan jy sien elke kind se naam het 'n spesifieke betekenis wat deel van die profesie is. Dit is nogal interessant om daarna te kyk. Okay, so ons gaan lees in die volgende versie sê die Here sê toe vir Hosea, noem die seun Jesreel, want ek gaan binnekort die koningshuis van Jehu laat boet vir die bloedbad en die stad Jesreel en ek gaan die koningskap van Israel tot niet maak. So dit is die eerste kind wat gebore is. Dan die tweede, en die dag sal ek die leer van Israel vernietig in die Jesreel velde. Die Here het vir my gesê, gaan koop, nou skiep ek, ek moes vir gesê, ek skiep nou, ons is nou in hoofstuk 3. So wat gebeur het is, Hosea gaan toe nou, en hy gaan trou met die vrou, en met Gomer. En toe hy met Gomer getrou het, toe sy eg aan haar tradisie, haar menswees, het sy gegaan, en sy het gaan rondloop. En sy het eintlik toe nou by ander mans gaan slaap. En uiteindelik toe sy by die ander mans geslaap het, het sy weer in slawerny al verval, sê die kommentaarskrywers en die slim ouens sê, wat gebeur het is, en toe eindig sy weer op die slawemark, en nou is sy daar, en dis sy vrou, dit is Hosea se vrou, maar sy is nou 'n slaaf, en nou sê die Here vir hom, okay, gaan terug en gaan koop hy vrou van jou terug, gaan hê haar weer lief, gaan haal haar op die slawemark, gaan betaal vir haar en bring haar terug na jou huis toe. Maar jy moet weer vir haar lief wees. Jy moet haar vergewe. So sien julle nou hoe hierdie ding begin, ek wil amper sê vorm aanneem. So hierdie is heeltemal dis 'n baie moeilike tema, dis 'n baie moeilike ding om oor te dra, maar ek dink 'n ou begin nader aan die prentjie te kry, waarheen God op pad is met hierdie profesie. Hy sê, die Here het vir my gesê, gaan koop weer 'n liefdesverhouding aan met 'n vrou wat ander mans lief is en egbreek pleeg, net soos die Israeliete vir wie ek die Here lief het, ander gode aanhang en lief is vir rosientjiekoeke. Nou nou begin jy agter te kom wat God se plan is met hierdie verskriklike ding wat hy van Hosea verwag. Okay, hy sê, ek het toe vir my 'n vrou gekry en 15 stukke silwer en 100 kilogram gars. Toe het hy haar nou teruggekoop en ek het van gesê, jy moet 'n lang tyd tot my beskikking wees. Jy mag met niemand toereer of trou nie. Ek sal dit ook nie doen nie. So, nou moet hy hierdie vrou terugvat en hy moet haar weer onder sy dak laat bly. Hy moet weer haar romance en hy moet weer teruggaan na hierdie selfe vrou toe. En kan julle imagine hoe moeilik moes dit vir Hosea gewees het? En nou moet jy moet nou vir jou vrou sê, okay, bly nou by my, jy mag nou nie weer wegloop nie. Okay. Jy moet nou hier bly, want ek is vir jou lief. Alhoewel jy rondloop, alhoewel jy my nie eintlik wil hê nie, gaan ek jou weer, die Here se opdrag was, jy moet haar weer bemin. Jy moet haar weer lief kry.
En die vergelyking kom obviously dat God sê dis presies wat Israel doen. Nou weer eens, nou is dit vir ons maklik, né? Nou kan ons begin shift. Ons kan blame shift. Ons kan sê ja, hierdie Israeliete, weet jy, né? Hulle is almal klomp appeldammers. Of wat ook al ons hulle wil noem, né? Moes nou mooi gedink het wat ek van hulle wil sê. Of ons kan sê, Here, wys my hart. En ek dink dit is vandag se doel. Is tweeledig. Nommer 1, Here, wys my hart. Hoeveel keer kies ek die donker in plaas van die lig? Hoeveel keer kies ek, kom ons sê dit soos die Bybel hom sê, hoeveel keer kies ek my vlees bo my gees as kind van die Here? Maar ook, miskien sit jy vanoggend hierso en jy het nog nooit 'n keuse vir die Here gemaak nie. En dan wil ek jou aanpor om 'n keuse vir die Here te maak. Om te sê, Here, maar ek volg nog altyd, my hele lewe lank volg ek nog net my vlees. My vlees oorwin my gees, daar is nie eers 'n keuse nie. Ek sukkel en ek erken vanoggend, Here, dat ek U nodig het. Dis die ander kant van die storie. Maar ons gaan nie vanoggend hier so sit en blame shift en mekaar blameer en sê, ja, maar daai ene, ja, weet jy wat, Marius, my suster se seun se niggie se oom moes nou vandag hier gewees het. Hy moet nou hierdie preek hoor, want is hy wat jy nou van praat, of sy. Ek wil hê ons moet vanoggend op onsself konsentreer en sê, waar is ek ontrou aan die Here? Hoeveel keer kies ek die verkeerde keuses? En nie die ding aan te pas nie. So, as jy jou boekie oopmaak, sê jy sien, hierso het ons vir jou aan die linkerkant, het ons vir jou 'n paar punte gegee, wat jy moet gaan kyk. Wat is geestelike egbreek? Ons praat nie nou van fisiese egbreek nie, want die hele doel van hierdie ding van Hosea, ja, daar's fisiese egbreek en dis heeltemal 'n preek op sy eie, maar ek wil hê jy moet vanoggend gaan kyk in jou eie hart na, wat is geestelike egbreek? Waarvoor staan Gomer? Ons gaan nou daarby kom. Wat stel Gomer voor? Wat stel Hosea voor? En wat moes Hosea deurgaan, wat weer wys na Christus toe? Wat Christus moes deurgaan, en dat ons miskien vanoggend met dankbaarheid hier kan sit en sê, wow, Here, ek is 'n Gomer. Dis waar ons op pad is. Ek gaan sommer nou die aap uit die mou uit laat, soos hulle sê, en van die begin af, dat jy verstaan, waar my denkpatroon op pad is, en dit is, dat ons elkeen moet sê, Here, hoeveel keer in my lewe is ek 'n Gomer? Hoeveel keer in my lewe is ek die een wat die verkeerde keuses maak, en my vlees kies in plaas van my gees? Hoeveel keer moes U al die Hosea wees in my lewe, om my terug te koop, om my te gaan haal, om met U genade my te koop? Hoeveel keer? Hoeveel keer gaan ons Jesus oor en oor kruisig in ons gemoed? Dis die profesie. Dis die vergelyking wat God maak. Hy sê net soos wat Israel gaan nie hoor nie, en ek gaan Israel oorgee, en Israel loop agter ander gode aan. Israel loop weg, en dit is maklik vir ons om te sê, ja, Israeliete, julle moes van beter geweet het. Maar ouens, ons vandag in 2026 het dieselfde, ons sit met dieselfde probleem. Die ander punt wat ek wil hê wat jy op moet konsentreer in hierdie preek is God se onverbiddelike liefde. Ons op bladsy 46. Gaan konsentreer bietjie op, wat is God se liefdespatroon in jou lewe? Verlossing en vergifnis is tot ons beskikking. Die volgende punt. Die volgende enetjie is die prentjie van Christus en die kerk in die Nuwe Testament in Hosea se voorspelling. En dan 'n oproep tot bekering. En dan kan jy gaan kyk na hierdie punte. Hoe die Here ongelooflike beloftes maak van getrouheid ten spyte van die omstandighede wat Hosea is. Julle, en as ons gaan kyk na al die beloftes wat die Here vir ons gee in die woord, dan is dis amazing dat God se genade kom altyd deur. Gaan kyk na die geskiedenis en so aan. En so wil ek nou nie deur alles gaan nie, maar julle moet asseblief hierdie Bybelstudietjie gaan gebruik. Dit is vir jou eie, dis vir jouself. OK, so ek dink Gomer wys vir ons in hierdie gedeelte die hart van die mens. Die mens se hart is Gomer. En ek wil sê weer vir jou, ek wil nie jy moet rondkyk nie. Ek wil nie jy moet na ander mense kyk en ander mense judge of wat ook al nie. Onthou, ons oordeel nie ander mense nie. Ek dink die hele ding is, ja, dis die beeld van Israel, dis die beeld van die mens, dit is verkeerde keuses.
Maar dit gaan vir my baie verder as die Ou Testament. Dit gaan baie vir my verder as Israel. Dit gaan vir my baie verder en dieper hierdie boodskap as mense wat agter Baal aanbeweeg het. En God noem dit, hulle het gehoreer agter Baal aan. Ja, maar dit is die neiging van die mens, Gomer is die neiging van die mens se hart om die vlees te versadig in plaas van die gees. En ons almal sit daarmee. As ons eerlik wil wees. Dis maklik om kerk toe te gaan en te dink, ja, ek is die enigste, en weet jy wat, daar's baie mense wat in kerke sit, wat sê, ek is seker die enigste ou wat sukkel. Al die ander is seker heilig. Ek meen, as ek so oor julle kyk, julle is almal super heilig en super fantasties en alles, ek is die enigste ou wat sukkel. En dit is maklik om uit daai perspektief uit na mense by 'n kerk te kyk, maar weet jy wat, ek wil weer vir jou sê, 'n kerk is nie 'n plek vir perfekte mense nie. 'n kerk is 'n hospitaal vir sondaars. En as ons daai hartsgesindheid het, dis die ene ou het gekom en gesê, Dominee, ek gaan nie meer kerk toe kom nie, want daai mense is almal skanellig. Toe sê hy, kom jy ook, hier's plek vir jou ook. Ek wil hê ons moet kyk na wat die woord vir ons sê. Dis nie wat Marius sê nie. Hy sê, in Romeine, kom ons spring nou in die Nuwe Testament toe, want ons wil Nuwe Testamentiese waarhede hier intrek. En Romeine sê vir ons, daarom het God hulle ook aan hulle begeerlikheid van hulle harte oorgegee en onreinheid in hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die lewe, vir die leen, ek sukkel om te lees daar, ek het die verkeerde font gekies. Ek kom nou agter daai font werk nie. Ek sukkel regtig om te lees vanoggend, hoor, ek vra verskoning. Wat God verruil het vir die leen en die skepsel vereer, is ek reg, en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. So wat hierdie teks in Romeine vir my sê is dat wanneer ons vlees oor en oor kies, dan sê die Here vir ons, hy gee jou eintlik oor aan jou begeerlikheid, om jou vlees bo jou gees te kies. Né? En dan, hy sê, want ons ruil die waarheid vir die leuen. En weer eens ouens, dit is die mens hart. Dit is ons natuurlike neiging as mens, is om dit te doen. Dis ons nature. Maar dis nie 'n verskoning nie. En 'n mens moet baie mooi gaan kyk na hierdie goeters. Want dis presies wat Galasiërs 5 vers 16 en 17 ook vir ons sê. Galasiërs 5 en 16 en 17, nou, hy is dalk bietjie meer bekend vir jou. Hy sê vir ons, maar ek sê wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So wandel in die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Jy sal nie aanhou om dit te doen wat die vlees wil hê jy moet doen nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. So met ander woorde, hier beskryf nou presies die menslike hart vir ons. Hy sê, my hart wil slegte goeders doen. Ek wil nie met hand opsteek nie, ek wil nie net by jouself dink, want niemand gaan nou wil hand opsteek nie, en jy moet ook nie, ek wil nie jy moet dit doen nie. Maar jy moet vir jouself net die vraag nou antwoord, wie van julle sukkel, moenie jou hand opsteek nie, asseblief nie, wie van julle sukkel, soos ek, met jou vlees? Want die Bybel sê, ons kan nie doen wat ons wil nie, ons wil goed doen, ons wil bitter graag, is dit nie so nie, as jy in die oggend opstaan, wie van ons staan in die oggend op en sê, vandag lyk nou 'n goeie dag om te sondig. Kyk, vandag gaan ek nou die dinge roer. Nee, vandag gaan ek gaan so naby die edge loop as wat ek kan. Nee, ons staan op en ons dink by onsself, jy is die teenoorgestelde. As kind van God moet jy die teenoorgestelde sê. Jy moet sê, vandag gaan ek die Here dien, vandag gaan ek die beste besluite neem, vandag gaan ek in die koninkryk van God 'n verskil maak, vandag gaan ek, en so aan. Maar soos die dag vorder en na, het nou al 17 taksies voor jou ingery en jy's laat en die robotte werk nie en allerlei dinge het gebeur en jy kom by die werk aan en jy het nog nie eens by jou tafel gesit nie en dan 7 ouens gemoun oor dit en dat en jy sommer klaar, soos voel of jou beenhare regop staan hier agter, lyk dit soos 'n springkans, soos jou beenhare regop staan van kwaadheid. En dan is die hele dag omgekrap.
En dan is dit maklik dat 'n ou se vlees kan oorneem. En dan is die hele dag is besluite in die vlees, plaas van besluite in die gees. En dis nie die enigste ding nie, daar's baie ander dinge. Dit voel vir my soos 'n ruiltransaksie. En dis presies wat Hosea gefeis het. Is die Here kom ons vir 'n profeet gesê het, man, gaan kies vir jou hierdie maagd, gaan kies vir jou hierdie vrou wat jy kan vertrou, want jy's 'n profeet van God, en ek wil jou seën, ek wil jou huwelik seën, ek wil met jou wees, maar dis juist die teenoorgestelde wat God vir ons hierso demonstreer. En hy sê vir ons, net soos wat jy hierdie vrou nie kan beheer nie, en sy gaan loop, sy gaan by 'n ander man slaap, sy gaan jou teleurstel, jy gaan haar moet terug gaan koop, jy gaan moet betaal om haar terug te kry, net soos julle. Dit kos jou om weg te loop van God af. Dit kos jou. Want jy sien, Jakobus sê vir ons hoe dit gebeur. Jakobus sê vir ons, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Ons eie begeerlikhede sleep ons weg van die waarheid af. Dit sleep ons weg van wat ons weet wat beter is. En ons word verlok deur ons eie begeertes. Ek kan nie blameer nie, julle. Dit help nie, mense gaan nou hier vanoggend sê ja, maar die en daai, en ja, maar as my man net dit doen, of as my vrou net dit doen, of as my kinders net dit doen, of as my tannie of my oom of my ouers of my wie ook al nie. Nee, hierso sê die woord vir ons word verlok en weggesleep met my gomer hart deur my eie begeerlikheid. En ek dink ons moet dit erken. Ons moet dit vir mekaar sê. Ons moet dit reguit sê. Hy sê, hoor gou hierso, hy sê, elkeen van ons word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Hierso is 'n hele proses wat ek en jy ken. Jy begin met 'n begeerte, dit begin met 'n verlokking, dit begin met 'n vleeslike besluit. Dit begin met 'n besluit in my hart wat ek weet wat nie goed vir my is nie. En my besluit sit my oor in nie ander mense nie, ek vat myself van 'n besluit uit my eie begeerlikheid na 'n verlokking wat oorgaan in 'n begeerte wat oorgaan na sonde. Sonde bring dood. Nie fisiese dood nie, geestelike dood. Dit steel jou vrymoedigheid. God spreek nooit sy haat uit teenoor Gomer of teenoor Hosea of teenoor die volk nie. En dit is belangrik dat mense dit weet. As jy vanoggend hier so sit en jy sê vir jouself, ek is nie goed genoeg nie, kyk net wat het ek al alles aangevang, dan wil ek jy moet asseblief na die volgende gedeelte luister. Want dit is, wanneer God vir Hosea sê, Hosea gaan en gaan trou met hierdie vrou, het hy doel daar agter. Ja, dis 'n waarskuwing. Maar weet jy wat dit kom demonstreer? Hosea, waar Gomer die menslike hart demonstreer Hosea vir my 'n goddelike hart. Wat is 'n goddelike hart? En ek dink dis die positief van hierdie boodskap. Nou kom ons by die lekkerder gedeelte. Hierdie was die moeilike gedeelte, hierdie was die gaga gedeelte. Hy's nou verby. Maar ons moet nog steeds eerlik wees. Maar Hosea demonstreer vir ons God se hart. Daar's 'n kontras op pad. Daar's 'n Gomer loop weg. Hosea moet haar gaan haal. Dis chaos. Maar nou kom die goddelike hart. Is juist dit. Toe Hosea moes teruggegaan het na die slawe plek toe. En hy moes daar op die slawe mark gaan staan het. En tussen al daai mense moet hy gaan kyk, waar's my vrou, wat daar is hy. Okay, nou moet ek haar koop. Jy gaan ander mense ook maar ek moet haar koop. En hy moet 'n duurder prys betaal as enige iemand anders daar, om daai vrou terug te kry. Dis God se hart. En ek wil hê jy moet vanoggend hier so sit, en ons moet dalk net vir 'n oomblik sê, Here, dankie vir u hart. Dankie dat u op die slawe mark uitgegaan het. Dankie dat u daar gaan staan het en my gehandpick het. En tussen al die mense gesê het, ek sal hom koop.
Ek sal haar koop. Ek sal die duurste prys betaal om jou los te koop, sodat jy my eiendom kan word. En dan vat hy jou in sy huis in soos Hosea. En hy sê vir jou, bly by my. Ek wil jou lief hê. Maar jy moenie weer wegloop nie asseblief. Ek gaan jou lief hê. Ek gaan na jou kyk. Ek gaan vir jou sorg. Dis God se hart. En dis die mooi gedeelte van hierdie hele profesie. Deuteronomium 7 vers 9. Ons is so geneig om baie keer te sê, hy besoek die sonde aan die 3de en die 4de geslag van die wat hom haat. Mense quote dit baie maklik, né? En dan konsentreer hulle so, ja, hierdie ou is so, want sy pa was so, en die Bybel sê, ja, die sonde sal besoek word aan die 3de en die 4de geslag. Kyk nou net hier. En ons is baie judgmental as ons dit lees. Maar ons lees nie verder nie. Want net daarna sê hy bewys sy barmhartigheid aan duisende wat hom liefhet. Die regte vertaling daar sê hy bewys barmhartigheid tot in die 1000ste geslag van die wat hom liefhet. Onthou die 3de en die 4de geslag van die wat hom? Is dit 'n kind van God? Nee. Want hy het my vrygekoop. Daai bloedlyn vloek is gebreek deur die bloed van Jesus Christus. Don't speak it over yourself. Moenie daai goed oor jouself quote nie. Quote eerder dit wat daar staan in Exodus, maar ook dit wat in Deuteronomium staan. Hy sê, jy moet dan weet dat die Here jou God is. Net dit, jy moet weet dat die Here jou God is. Die getroue God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Dis die mag van God. Wow. Dis baie beter as tweede en derde geslag van die wat hom haat. Dit is duisende geslagte. God seën jou as jy. Hier is my amper 'n verwysing na die ewige lewe toe. Duisende geslagte, né? Ek weet ons wil dit fisies vat. Maar dit is nie net fisies nie. Want onthou wat elke geslag is verantwoordelik vir homself. Ek kan nie verantwoordelikheid vir my kinders en my kleinkinders vat nie, ek wens ek kon. Maar Israel loop telke male weg. Maar God gaan haal hulle telke male, gaan lees Rigters. Net die boek Rigters, daar's hy. Jy kan, dit hou eintlik aan, Rigters is net die begin van die smarte. Maar wat weet ons van God? Daar's hoeveel plekke gaan, doen jouself 'n guns, jy kan dit gaan Google of jy gaan vir Chat gaan vra of 'n Grok of een of ander slim AI of wat ook al, vandag is dit maklik. Gaan tik bietjie in en sê jy, hoeveel keer, jy kan Afrikaans met hulle praat, dit het ek agtergekom, hoor. Vernaam ChatGPT, hy verstaan Afrikaans, ek en hy praat Afrikaans met mekaar, nou en dan. Ek hou nie baie van hom om te praat nie, maar my skoonpa noem hom Chommy. Okay. Hy vra gou vir Chommy, hoe maak 'n mens 'n pap, nee, papwielreggie, dit weet my pa. Hoe maak 'n mens dit? Wat werk dit? Wat ook al. Jy weet, ek het nou 'n seer op my vinger. Upload die foto. Wat is die? Pas op met partykeer vir sy advies, hoor. Nou, Marius fokus, wat wil jy gesê het? O ja. Ekskuus. As jy vir enige, en dit is wat so maklik is, jy het nie meer hierdie klomp konkordansies en boeke en allerhande ding op jou rak nodig, jy mag gaan doen jouself 'n guns, gaan vra vir AI of vir wie ook al of jou konkordansie as jy old school is soos ek, gaan doen navorsing, hoeveel keer sê die Bybel God is getrou. Jy sal verbaas wees. God is getrou. En dit is wat ons uit God se hart, Hosea demonstreer God se hart. 1 Korintiërs 1:9, 10:13, so kan ek aangaan, as baie plekke waar God is getrou. 1 Tessalonisense 5:23 wat voor ek net gego daar. Okay. Ek wil gou vir julle klaagliedere. Ek het net limitations ondergesit, né, vir myself, want ek wil klaagliedere vertaal dit as ander woord. Okay. So sorrow songs of iets, maar dit werk dit nou nie lekker nie. Klaagliedere in Engels is limitations as vir die Engelssprekende mense, as jy dit wil gaan opsoek. Hy sê, dit sal ek ter harte neem. Daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie,
want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Imagine, gou, ek wil hê jy moet dit lees vanoggend. Elke môre is God se getrouheid nuut. Sy barmhartigheid is nuut. Ek kan elke dag nuut. Daar's nog. So jy kan nie jouself hier diskwalifiseer nie. Jy kan nie vanoggend vir jouself sê ek is 'n gomer, ek is nie goed genoeg nie. I'll never be good enough. Ek gaan wegstap. Hierdie ding werk nie vir my nie. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit doen. Maar dan moet ek die keuses maak. Dan moet ek God se hart raak sien. Dan moet ek die God hart raak sien en die God hart uitlewe. Jy kan nie vinniger val as wat God kan gryp nie. Maar dit gee nie vir ons die reg. Ek wil hê jy moet my baie mooi hoor vandag, want as 'n teenoorgestelde. Dit gee my nie die reg om sonde te kies en te dink God gaan aanhou nie. Ek moet verantwoordelike keuses begin maak. Daar's te veel mense wat glo ek kan net maak wat ek wil want ek is nou 'n kind van die Here en dit is 'n groot dwaling. Jy kan nie dit doen nie. As jy verantwoordelikheid het, as jy 'n kind van God is, het jy die verantwoordelikheid om keuses te maak, om meer en meer soos Jesus te word, om te groei op die pad van heiligmaking. Jy kan nie net vir jouself sê, ek is gered, ek gaan hemel toe, ek's okay nie. Dis 'n dwaling. En nou kom Hosea en hy koop hierdie vrou terug. Ons het klaar eintlik daaroor gepraat. Ek wil net hê jy moet net die impak daarvan besef. Ek is besig om klaar te maak. Hosea 3 vers 2, hy sê hy moes teruggaan, ek het dit nou vir julle gelees, hy moes teruggegaan het, hy gekoop het vir 16 sikkel silwer, 1,5 homergars. Dit is die beeld van Christus. Christus moes teruggaan, Christus moes op die slawemark my en jou gaan vrykoop het. Hy moet teruggaan en ons vrykoop. Kyk gou wat moes Christus betaal het. Hy sê omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is van julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Dit het Christus sy lewe gekos, dit het sy bloed gekos, dit het hom alles gekos. Hy het nie net 'n bietjie van sy bloed gegee nie, hy het nie net 'n halfpad gegaan nie, en ek dink dit is waar ons die punt mis. Ons wil so 'n halfpad baie keer die besluit vir hom neem. Ek sal net genoeg wil doen. En dis hoekom ek nooit kan genoeg doen om in die ewige lewe te hê nie. Ek kan nooit genoeg werke doen nie, want dit is teen die Bybel. Die Bybel sê ek is losgekoop deur sy bloed alleenig. Uit genade is julle gered, Efesiërs 2 vers 8 en 9, deur die geloof, nie deur werke nie. Dit is duur gekoop, sê 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Duur gekoop, dit het Christus gekos. En dit voel vir my baie keer asof mense dit cheap maak. Christus het gesterf, dit het hom sy hele lewe gekos, dit het hom, hy wat geen sonde geken het nie, 'n sonde gemaak vir ons, maar ag is okay, ek gaan net aangaan soos ek wil. Ek gaan nog steeds my vlees volg. Dis nie die boodskap van Hosea nie. Dit demonstreer die hart van God, maar dit wys ook vir my die prys wat, imagine, sit jouself en gou in die skoene van Hosea, wat moes teruggeloop het na die slawemark toe, en sy vrou gaan pieke daarso tussen hulle, en haar gekoop het, vir haar betaal het en haar teruggevat het. Dis wat Christus vir my en jou gedoen het. Dis hy skapie, né? Hy skapie wat die 99 wat gelos word en hy gaan haal daai enetjie. Jy is daai enetjie. Jy is daai enetjie wat hy gaan haal het. Jy is daai enetjie wat hy op konsentreer. Lukas 19:10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dis God se hart. Die doel van Hosea is nie vergifnis nie, maar herstel. Jy sien, as ons net op die aspek gaan konsentreer van Hosea gaan oor vergifnis, dan mis ons ook nog die punt. Ons moet dieper gaan, ons moet verder gaan as vergifnis. Ja, Hosea het haar vergewe. Ja, Hosea het haar onder sy dak ingeneem. Maar weet jy wat God gehad het? God wil gehad het, hy moet sy huwelik herstel. Hy moet hierdie vrou terugvat en hy moet sy huwelik herstel. Is dit nie wat God met my en jou gedoen het nie? Hy wil my nie net vergewe nie, hy wil my herstel.
Hy wil my op die regte pad sit en saam met my daai pad loop nader aan die beeld van sy seun. Dis amazing. Dis meer as vergifnis. Ouens, en ek dink baie kinders van die Here steek vas by vergifnis. En vergifnis is the start of the journey, not the end of the journey. Maak dit sin vir julle wat ek probeer sê? Ouens, as ons gaan bly by wedergeboorte en ons bly by bekering en ons bly elke dag net by hierdie eerste beginsels, dan is dit presies wat die woord vir ons sê. Hy sê, julle is al veronderstel, hy sê vir die Hebreërs, julle is al veronderstel om leraars te wees, maar ek het weer nodig om julle met melk te voed. Want julle bly by die vergifnis, julle bly by wedergeboorte, julle bly by hierdie eerste beginsels. Maar ek wil hê julle moet 'n pad stap, julle moet vorentoe gaan. Hoe lank dien jy al die Here? Hoe lank dien ek al die Here? En ek voeter die hele tyd terug na vergifnis toe. Ekskuus julle, ek praat nie met julle nie, ek praat met my. Hier is nie aanvallend nie. Julle moet dit asseblief nie so sien nie. Maar as dit aanvallend is op jou hart, as die Gees van die Here vanoggend met jou praat, dan wil ek hê die Gees van die Here moet met jou praat. Ek gaan ook nie verskoning vra daarvoor nie. Hoor gou hierso, Hosea 2, vers 18 tot 20 verder, sluit ek in die dag, hoor nou, wat sê God nou, né? Hy sê, God is aan die woord, hy sê, verder sluit ek in die dag vir julle 'n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde, ja, boog en swaard en oorlog sal ek verbreek uit die land en ek sal hulle in veiligheid laat rus. Hier is 'n profesie in hierdie chaos. Die volgende versie sê, en ek sal my met jou verloof tot in ewigheid. Net daai woorde. Ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die wegloop van Israel, ten spyte van die feit dat Israel nie goed genoeg is nie, ten spyte van Israel se verkeerde besluit om agter Baal aan te gaan, en jy kan jouself hier intrek, sê God vir jou, maak nie saak wat jy in die verlede gedoen het nie, maak nie saak wat jy aangevang het nie, ek sal my verloof aan jou. Ek sal met jou op pad stap. Ek sal jou verloof in geregtigheid en in die reg en in goedertierenheid en ontferming. Ek sal my met jou verloof in trou, dan sal jy die Here ken. En in die dag sal ek verhoor, spreek die Here. Ek sal die hemel verhoor en die sal die aarde verhoor. En die aarde sal die koring, is dit koning? Koring verhoor en die mens en die olie, en die mos en die olie en die sal Israel verhoor. Onthou my dat ek nooit weer hierdie font gebruik nie. Shamaine, maak 'n nota. Don't use this font. Salome, ek weet jy gaan vir my sê. My man, hoekom het jy nie gekyk nie? Sorry man. Ek wil hê hierdie ding moet inslaan in ons harte in. Dit bring my by een van die mooiste verhale van die Bybel. Van die Nuwe Testament. 'n ander Gomer van die Nuwe Testament. 'n Gomer wat betrap is in oorspel. 'n Gomer wat soos ek en jy is, wat betrap word dat ons sonde doen. En dan word sy daar voor die mense gegooi met klippe in hulle hande en hulle sê in Johannes 8, Here, die wet van Moses sê, ons moet hierdie vrou nou gooi met klippe, wat sê u? Hy sê, oké, gooi jy het klip as jy kan, as jy nie sonde het nie. En dan kom hierdie mooi gedeelte, is weer, dit demonstreer God se hart, wat hy sê, waar is die wat jou veroordeel? Dan kyk sy op vir die eerste keer en sy sê, daar is niemand meer nie, Here. Dan sê hy van, ek veroordeel jou ook nie. Maar hoor gou hierso, gaan en sondig nie weer nie. Hy sê nie vir hou aan nie. Hy sê vir stop het. Die doel is nie vergifnis nie, maar herstel. En ek dink hierdie prentjie los ons vanoggend by God se hart. So, wat het jy vanoggend
wat jy kan saamvat. Jy kan vanoggend hierso uitloop en vir jouself sê, ek het 'n gomerhart en is verby. Ja, nee, Marius, jy het nou vanoggend vir my gewys, ek is, of jy kan sê, ja Here, ek het geneigtheid om soos Gomer partykeer verkeerde keuses te maak, maar ek het God se genade. Die opdrag kom eerder dat God hom aan jou wil verloof, dat God hom aan jou wil verbind, dat God jou wil trou, dat hy jou reeds die prys betaal het, dat hy die bruidskat betaal het, dat hy sy lewe gegee het, sodat ons nie 'n Gomer hoef te wees nie, maar dat ons 'n Hosea hart kan hê, 'n Jesus hart, 'n goddelike hart, 'n vergifnishart, 'n groeiende hart. Die mens sondig, ons dwaal af, maar God roep. Die mens breek die verbond, maar God herstel. Die mens vlug van God af weg, maar God soek. Die mens staan skuldig, maar God betaal. Dis die verskil. So gaan ons vir hom dankie sê? Hoe gaan ons vir hom dankie sê? Wat is die beste manier om vir hom dankie te sê? Net om te sê, Here, dankie, ons maak ons oogies toe, ons bid, ons sê dankie, Here, of gaan ons so leef? Ek dink dis die boodskap. Hosea wys my God se hart, nie Gomer se as 'n slegte vrou nie, maar hy wys my ek dien 'n goeie God. Ek wil hê jy moet net na hierdie versie kyk terwyl ek afsluit. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe en ons sê vir U baie bitter dankie vir wie en wat U is. Ons sê vir U baie dankie, Vader, dat ons vanoggend aan die een kant Gomer kon sien en onsself vereenselwig met Gomer. En Here, ja, ons almal was al Gomers gewees. Ons almal het al weggestap. Ons almal het al foute gemaak. Ons is nie hier om vir Israel te blameer nie. En die volk, hulle moes van beter geweet het nie, Here. Ons wil hierdie ding na onsself toe trek vanoggend. En ek wil vanoggend my Gomer hart voor U kom uitstort. Maar ek wil ook kom en sê, Here, dankie vir U genade. Dankie vir U goedheid. Dankie dat U die prys betaal het. Dankie, Here, dat U my op die slawemark gaan loskoop het. Dankie dat U ons elkeen uitgesoek het. Tussen daai hele ry slawe het U elkeen van ons uitgesoek. U sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. So elke persoon wat hier so sit, is losgekoop deur U. Maar ons moet dit aanvaar. Ons moet werk daarvan maak. Ons moet vir U sê, Here, ek wil nie 'n Gomer wees nie. Ek wil 'n Hosea hart hê. Ek wil 'n goddelike hart hê. Ek wil anderster wees. Ek wil stroomop wees. Ek wil my besluite so neem dat my gees en my vlees wat mekaar stry, dat ek op 'n punt kom wat my gees, my vlees oorwin en meer kere oorwin en al hoe meer kere oorwin. Dis tog hoekom ons daar is. Dis die pad van heiligmaking. Dis die pad van vrug. Help ons met dit. Niemand van ons is volmaak nie, niemand van ons dink ons is volmaak nie. Here, as ons dink ons is volmaak, dan is ons hoogmoedig en dan sondig ons alweer. Ons kom nie na U toe as volmaakte mense nie, ons kom na U toe as gebroke mense. En ons bid dat U met ons sal wees in Jesus se naam. Amen. Mag die Here vir jou seën, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning en die oortuiging van die Gees van God in elkeen van ons harte. Amen.